Ek het voor begin. Julle wel nie daai seriousness gehoor het nie. Hierdie is frustrasie. Ek het al baie oor gepraat, en met baie slim mense, ja, geleerde mense. Maar wat ek wil sê is, ek wil 'n meesterklas aanbied vandag, Afrikaans. Ek gaan sommer net hierso van my Engelse notas af aanhalings doen. So verskoon maar as daar so 'n bietjie ietsie snaaks in is. Maar meesterklas in teaching, lering en evangelisasie. Ek wil vir jou sê, as jy mense konfronteer met die foute in hulle geleedere, in hulle taal, in hulle aanhangelings, in hulle kultuur en in hulle kerke, dan druk jy net verder weg van jou af, okay? So wat die Here vir my gesê het destyds al, leer hulle om Bybelstudie te doen. Want daar in die Caribbean eendag stap ek in 'n kerk in, groot kerk, baie kerse, baie alles. Maar dan is nie kerk nou nie, dis nie kerktyd nie. Dis net die plek is oop, jy kan ingaan. En nog maar dat ek gaan kyk, wat die preekstoel is, wat se papiere lê daar, wat kan hulle nou, wat leer hulle die mense, waaroor gaan dit, hoe werk hulle, en stap bietjie daar tussen al daai kandelare deur. Maar toe ek ingaan, toe staan so in die middelste blok, is daar so die derde ry van vooraf. Nee, ja. Is daar 'n man wat op sy knie staan, dat sy hout bankies agter die ander banke. Hy op jou knie kan staan en kan bid. En ek het die man gesien, ek het daardeur geloop. En op pad terug, wat ek nou weer agtertoe uitgaan, dan laat ek maar net vir die man bid. En ek loop so tussen die gang deur, daar by sy bank. Lê vir my hande op en ek bid vir hom. Ek klaar gebid het, en ek het 'n jean en t-shirt en tekkies aan. Ek draai om. En ek loop terug. Maar toe ek so terug gaan gangetjie se kant toe, sê die man vir my, thank you, sê hy agter, thank you Father. Okay, hy praat met God, so right. Toe ek draai in die gangetjie, reg agter my, reg hierso. Is nie reg nie, mense. Waar het ek dit geleer? Om Vader so aan te hou. Maar as jy hulle konfronteer oor dit, dan is dit gevaarlik. So wat ek wil sê is, God soek nie goue kalvers in bulle, in koeie in ons godsdienst nie. En hulle is baie. En weet julle wat? Die mense gaan die skip mis, heeltemal mis, omdat hulle die verkeerde goed aanhang en afgode gemaak het van dit as prioriteite gestel het, terwyl dit nie is nie. En hulle die bus gemis. So, maar wat ek wil sê is, as jy die mense konfronteer oor die goed wat ek nou praat en oor wat ek nou gaan praat, voordat ek die antwoord gee, en die antwoord is, luister nou mooi, die antwoord is, hulle moet Bybelstudie doen, self gaan kyk, self die vertalings vergelyk, self die Strongs Konkordansie, jy kan hom op die app aflaai. Ek het sulke dik boeke gehad, ek het hulle weggegee, die Grieks en Hebreëus. Ek het hulle jare gebruik, hulle was al velle af. Ek het hulle vir iemand gegee. Maar wat ek wil sê is, Exodus 32, 9-11, praat van die goue kalf, naamd Aaron. Maar Aaron was hy was 'n goeie profeet, nee. Terwyl Moses op die berg is, sê God vir Moses, jy moet afgaan, papie. Daai mense van jou daaronder wat jy het Israel uitgebring het, hulle maak allerstuk. Nou dis waar ek nou wil sê. Daar's godsmanne wat fout maak. Aaron het fout gemaak om hulle toe te laat om hy goue kalf te maak. Ja of nee? Nou. Psalm 115 vers 7 sê, my glory I will not give to anyone. Nee, julle hoor nie mooi nie. God sê, my glory I will not give to anyone.
So God gaan nie dit wat hom toekom met ander mense deel nie, met ander gode deel nie. God is jaloers, baie jaloers. Hy wil jou vir homself hê. En as hy jou vat en hy sit jou een kant in die woestyn vir homself, dan moet jy dit nou mooi verstaan. Dan moet jy dit vat, want hy gaan vir jou net beter maak. Ek was daar. Nou, 1 Korintiërs 10, kan julle maar gaan lees die hoofstuk, oor idols, gaan kyk maar mooi daar. Die probleem is, tradisies, kulture, affiliation in church, jou kerkaffiliasie, jou kerk, as ek mense iets vra, nee, ek sal by my dominee gaan hoor, hey, jou dominee, by die hemelse poorte, of as Christus die dag gaan verskyn met sy engele en weerwraak neem, en strafgerig uitdeel, dan gaan nie dominee daar staan. Nee, moet nie daai ding dink nie. Hy dominee gaan nie daar wees nie. Dissensions, heresies, oorsee, wat ook al, envy, ambitions, kan ook 'n afgod wees. My own language. Nee, ek gaan nie die Duits lees nie. Ek gaan nie Engels lees nie. Ek gaan nie King James nie. Ek het my Afrikaans. Nou, ek kan nou vir jou vertel. Gaan lees jou Afrikaans. Maar jou Afrikaans is nie so akkuraat nie, en so vol ryp omskrywend nie. Glo my en luister. Asseblief. Nou, Galasiërs ook. Hy sê baie mooi, Galasiërs 5, walk in the spirit. Galasiërs 5, 16 tot 26. Nou gaan doen my 'n guns. Jy het 'n foon. Nou, die app van jou kan King James en Afrikaans vergelyk. Dan vergelyk hy tekste. Dan kyk jy waar kom jy uit. Dan kyk. Nou wil ek sê weer, konfrontasie oor met mense, dryf hulle net weg, daar, ja, daar so. So, die Here het met my gepraat daaroor, om die mense te leer, om die Bybel te studeer. Nou wil ek vir jou goed sê, ek gaan net so mense sê. Start by quoting scripture with scripture, back scripture with scripture. Not your own interpretation. Dit beteken, jy skryf aan al, rigsteen dit, met Afrikaans, met skrif, quoteer dit, skrif, met skrif, deur 2 of 3 getuies sal my woord vasstaan. Okay. Not your own mindset. Hey, kry vir jou Strong's Konkordansie, jy kry die app op Google, wat ook al. Lees die King James en die New King James en kyk wat kry jy daar. Kyk na die woorde en as jy nie weet nie, kom praat met my, ek wil dit jou kan help. Maar nou wil ek iets hier sê, nog. Hierso het ek Afrikaans, Afrikaanse HAT, dis sommer 'n ou een wat ons hierso op die rak het. As we nou dan kyk, Afrikaans. Maar weet julle wat? Ek kan nie sien in hierdie woordeboek, waar het die woorde verander van, kom ons wat hierdie ene so, waar het die woorde verander, van doop byvoorbeeld, van wanneer af het om 'n beskuit te doop, as ons nou, kom ons kry hom net 'n bietjie daar in die prentjie, om 'n beskuit te doop, van wanneer af het dit besprinkeling geword. Ek praat nou van 'n eenvoudige ding. Hier is die HAT, hier is hy. Verklarende Handwoordeboek van Afrikaanse taal. Nou sê, wanneer, hoe kom hulle by dit verby? Ons moet doen wat God sê. Nou doen ons nie, ons doen wat ons wil doen. Waar gaan dit jou in die moeilikheid bring? Wie gaan vir jou sorry sê daarvoor? Ek gaan nie. So,
Ek wil hê julle moet mooi hierdie goedjies gaan weeg. Mooi na dit kyk. Hoe hulle kan, as jy kan die woord doop, kan verander na besprinkeling toe. Ek kry nie dit nie. En as julle die antwoord kry, kom sê vir my. Ek weet in die Bybel praat van sprinkling of blood. Dit het niks met die doop te doen nie. Matteus 28:19 gaan heen, leer al die nasies, doop hulle, onderrig hulle ensovoorts, nie? Daar staan nie besprinkeling. Daar staan nie, jy moet 'n baba besprinkel nie. Jy kan 'n baba, ons het al baie studies gedoen. Jy kan 'n baba toewy, dra hom op aan die Here. Maar die ander goeders wat die mense doen, val heeltemal uit die bus uit. So, ek dink, dit is die boodskapie wat ek op die oomblik wil hê, met my boekie goed toe maak. Dan gaan hier lekker koue water, wat ek nou hier so sit het vir 'n voorbeeld. En ek nou lekker opdrink, is pretty warm hier by ons, hoor. So ja, ons trek op 11 minute. Ek gaan dink mooi wat ek sê. Gaan lees die skrif self. Vertel die mense, wys hulle om die regte tools te kry. Ons dien die beste God. Kry die beste tools. Die beste Bybels. Genade. Kom ons al net gou 'n voorbeeld, sommer so uit die kop uit aan. Matteus 6. Gaan kyk daar so self, gaan soek wat 'n vers is dit. En hy sê, wanneer jy vas, salf jou hoof. Ek het olie hierso. Salf jou hoof. En dan sê hy, was jou gesig. En jy moet nie gaan vir die mense gaan brek, jy besig om te vas nie. Nou kom ek vir jou sê, dit is die ouer vertaling. Die nuwe 83 vertaling, weet jy wat sê hulle? Hy sê, wanneer jy vas, versorg jou hare. Olie is by die deur uit. Hoor mooi, wanneer jy vas, versorg jou hare. Dis nie wat God gesê het nie. Alright. So, doen Bybelstudie, leer mense om Bybelstudie te doen. Probeer om hulle waaragtig nie te konfronteer, soos wat ek nou vandag gaan doen dit nie. En baie lief vir julle, dit is hoekom ek dit sê, en God het my gevra, ek glo, om hierdie goeders aan te spreek, want ek sien die tyd loop uit, en die mense gaan dood, en hulle gaan nie wees, waar hulle gedink het hulle families gaan moet wees nie. Nou is lief vir julle, hou vas en luister en vra, kommunikeer. God bless, bye.